Goeiedag, ons is in 'n Pesach of Pascha reeks en hierdie is gedeelte nommer 4. Ons het gesien dat die paaslam, die paaseiers, het niks met Pascha of Pesach te doen gehad nie. Ons het ook gesien hoe ernstig Abba Vader is oor sy kalender en dat hy ons roep om hom te shema, om hom te heer, listen en obey. Hy roep ons as sy heilige priesterlike bruid en is hier waar jy uit liefde presies wil doen soos hy sê. Net so weet ons is die vyand, die vader van die leuen, uit om ons te mislei, om ons in opstand en rebellie te kry teenoor Abba Vader en sy woord. So iets waarna ons moet kyk vandag is die Goeie Vrydag, die dag wat Yeshua gekruisig is. In Matteus 12 vers 38 tot 40 lees ons: Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en fariseërs en sê: Meester, ons wil graag 'n teken van u sien. Maar Yeshua antwoord en sê vir hulle: 'n slegte en 'n oorspellige geslag soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Hoor gou weer wat sê Yeshua: soos Jona 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae en 3 nagte in die hart van die aarde wees. Nou, ons weet baie goed, Yeshua het die eerste dag van die week opgestaan uit die dode, nie? Wat is die eerste dag van die week? Dis 'n Sondag. Maar hoor gou, in Johannes 20 vers 1 tot 2 staan: En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus en by die ander disippels vir wie Yeshua liefgehad het en sê vir hulle: hulle het die Here uit die graf weggeneem en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Met ander woorde, dit beteken dat Maria in die nagtelike ure na die Sabbat, met ander woorde sononder op Saterdag aand en voor sonop Sondagoggend na Yeshua se graf gegaan het en toegevind het dat Yeshua nie in die graf was nie. Nou tabernakelskind van Abba, as jy die somme maak, 3 dae en 3 nagte, dan kan dit onmoontlik 'n Vrydag wees wat Yeshua gekruisig is en begrawe is. Maar wag 'n bietjie, die woord sê hulle moes Yeshua vinnig van die kruis afhaal voor die Sabbat. En waar die verwarring inkom is, ons almal neem aan die woord praat van die weeklikse Sabbat wat op 'n Saterdag val, nê? Want dis hoekom Goeie Vrydag daar is dit nie? Jy sien, as jy sopas ja geantwoord het, het jy sopas erken Abba Vader se Sabbatdag is wel op 'n Saterdag wat 100% waar is. En dit is nog altyd die 7de dag. En Vader het van die begin af gesê, die 7de dag moet ons rus. Maar die woord sê, hulle moes Yeshua vinnig van die kruis afhaal voor die Sabbat. Jy sien, tabernakelskind van Abba, wat ek en jy vergeet is, meeste van Abba Vader se feesdae, sy heilige feesdae, is ook Sabbate. Onthou, Abba Vader sê in Levitikus 23, dis sy feeste. Jy sien, die 14de Aviv, die jaar wat Yeshua gekruisig was, het geval op 'n Woensdag. Dis die dag wat hy gekruisig was, op 'n Woensdag. Ja, die 14de Aviv was van Dinsdag aand 6uur tot Woensdag aand 6uur. En Abba Vader se kalender, Exodus 12 waarna ons kyk het, begin 1800 uur die aand en nie soos die wêreld se kalender 12 uur middernag nie. Wat beteken die 15de Aviv was 'n Sabbat, want dan begin Abba Vader se tweede fees, die fees van ongesuurde brode. En as jy Levitikus 23 gaan lees, sê Abba Vader duidelik met die fees van ongesuurde brode, wat 'n ewige instelling is, dag 1 en dag 7 is 'n high Sabbath. Om te verduidelik. Ons het gesien in die reeks Pascha nommer 2, daar is 3 feesseisoene. Die eerste feesseisoen waarin ons nou amper is die feesseisoen van Pesach.
Die Pasga of Pesach feesseisoen bestaan uit 3 feeste, soos wat Abba Vader het vir ons gee in Levitikus 23. Naamlik, die eerste een is Pasga. Dis 'n eendag fees, eendag lank. Dit gebeur elke jaar op die 14de Aviv. Onthou, Abba Vader sê vir Moses en Aaron na die 9de plaag in Eksodus 12, hierdie maand moet vir julle die begin van die maande wees. Dit moet vir julle die eerste van die maand van die jaar wees. Spreek tot die hele vergadering van Israel en sê, op die 10de van hierdie maand moet hulle elkeen 'n lam neem volgens die families, 'n lam vir 'n huisgesin. Nou dit was in Egipte toe dit gebeur het, en later by Berg Sinai gee Abba Vader verdere instruksies oor sy feeste. Dan, net voor die kinders van Israel die beloofde land ingaan, herinner Moses die kinders van Israel weer oor Abba Vader se feeste en sê in Deuteronomium 16 vers 1, onderhou die maand Abib en hou Pasga vir Jotawah jou God, want in die maand Abib het Jotawah jou God jou in die nag uit Egipte uitgelei. Ja, ons Bybels praat vandag van Abib. Maar die Hebreë woord, jy spreek nie 'n B uit in Hebreë nie, dis Aviv. Dis die oorspronklike Hebreëse naam en die manier hoe jy dit uitspreek vir hierdie maand in Hebreëus is Aviv. Let wel, na die Babiloniese ballingskap het die maand Aviv ook verander na die Babiloniese naam Nisan toe. Daarom ook die verskille in die name vir hierdie eerste maand volgens Vader se kalender in Eksodus 12, soos wat hy vir ons gee. Die punt is, Pasga is die 14de Aviv. Dis die eerste fees van die Pasga feesseisoen. So partykeer so verwarrend, want Pasga is die eerste fees in die Pasga feesseisoen. En die eerste fees is nie 'n Sabbat nie. En dan sê Abba Vader in Eksodus 12 presies wat op Pasga die eerste fees moet gebeur. Ja, Abba Vader sê in Eksodus 12 vers 6 tot 7, op die 14de dag van hierdie maand, ons vier is Aviv, moet die hele vergadering van die gemeente van Israel die lam slag en hulle moet van die bloed neem en dit stryk aan die 2 deurposte en aan die bodrempel aan die huise waarin hulle dit eet. So kan ek gou vra, moes hulle op die 14de Aviv die Pasga lam eet? Het ons dit nou gelees? Nee. Maar Vader sê, hulle moet die lam slag en die bloed aan die deurkosyne stryk. Hoor gou, in die boek Johannes lees ons die volgende in Johannes 19 vers 31, en dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was. Want die dag van hierdie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. So Johannes noem hierdie dag, hierdie 14de Aviv, die dag waarop Yeshua gesterf het, die voorbereidingsdag. En dat die volgende dag, wat met sononder sou begin, 1800 uur die aand, 'n besonderlike, belangrike Sabbatdag was. So Pasga op die 14de Aviv was letterlik ook bekend as voorbereidingsdag vir die eerste dag van die volgende fees van Abba Vader, ongesuurde brode, en dit is waarvan Johannes gepraat het. En ons gaan nou praat oor die tweede fees, die fees van ongesuurde brode, maar nog een ding oor Pasga of hierdie voorbereidingsdag. Ok, so ons weet, Pasga, die 14de Aviv, is voorbereiding gedoen en die lam is geslag. En dan sê Eksodus 12 vers 8, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkrye eet. So die Pasga maal, of soos wat die Jode dit noem, die sederete, moes voorberei word die 14de. En dan breek die 15de Aviv aan, 1800 die aand, 6 uur die aand. Dan moet die vleis in dieselfde nag geëet word, dit moet oor die vuur gebraai word, en dit moet geëet word saam met ongesuurde brode en met bitterkrye. So die Pasga maal is geëet met die begin van ongesuurde brode, net na 6 uur die aand, wanneer die 15de Aviv aanbreek.
maar om oor te ponder, om oor so 'n bietjie na te dink. As Yeshua gekruisig is op die uur soos wat die lammetjies geslag is waarna ons gekyk het, was die 14, ons weet dit was op die 14de Aviv, op hierdie voorbereidingsdag. Ek meen, wat se ete het Yeshua en sy disippels gehad die aand voor hy dan gekruisig is? Kan ek vra, die laaste maal, wat se maal was dit? Wat Yeshua saam met sy disippels gehad het? En hoekom word dit genoem die laaste maal? Is dit net omdat dit die laaste maal was wat Yeshua geëet het? Dis solank iets om oor te ponder. Daaroor gaan ons nou meer praat. Maar ons weet Yeshua het op dieselfde tyd gesterf as wat die lammers geslag was op die 14de Aviv, want hy was Abba Vader, hy is die lam van God. Ek meen, as dit nie die geval was nie, dan het hy op die eerste dag van ongesuurde brode gesterf en nie op Pasga nie. En die eerste dag van ongesuurde brode was 'n groot of 'n high Sabbat. Ons gaan nou daaroor ook praat. Ek gaan nou verduidelik hoekom hierdie tweede fees, die fees van ongesuurde brode, 'n high Sabbat was en hoekom nie op hierdie dag kon gekruisig word nie. Jy sien, die probleem is, ons lees dat die vrouens haastig was om Yeshua se liggaam af te haal en te begrawe voor die groot of high Sabbat begin het. So Yeshua was verseker op voorbereidingsdag gekruisig, want hy was die lam van God. Net omdat dit die geval is, kon sy beroemde laaste avondmaal onmoontlik die paasmaaltyd of seder gewees het, soos baie mense tradisioneel sê dit is, want die lammers was nog nie eers geslag en gaar gemaak nie. Okay, so ons weet Pasga of Pesach feesseisoen bestaan uit 3 feeste, soos wat Abba Vader het vir ons gegee het in Levitikus 23. Ons weet die eerste Pasga, dis 'n eendag fees, een dag lank, en dit het gebeur op die 14de Aviv, wat ook voorbereidingsdag is. Dan die tweede fees in hierdie feesseisoen van Pasga. Die tweede fees van Abba Vader, is die fees van ongesuurde brode. Die fees van ongesuurde brode is 'n 7 dae fees. Ja, Abba Vader sê vir Moses en Aaron in Eksodus 12 vers 8, en hulle moet die vleis in dieselfde nag eet. Die 15de Aviv wat die aand 6 uur begin het, hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, oor die vuur gebraai, saam met ongesuurde brode, moet hulle dit met bitterkruie eet. Abba Vader sê ook, Levitikus 23 vers 6 tot 8, op die 15de dag van hierdie maand is die fees van ongesuurde brode van Yotei-Wawei. 7 dae lank moet julle ongesuurde brode eet. Op die eerste dag moet daar vir julle heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie, maar julle moet 7 dae lank aan Yotei-Wawei 'n vuuroffer bring. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Met ander woorde, die fees van ongesuurde brode, Abba Vader se tweede fees, is 7 dae lank waarop jy ongesuurde brode moet eet. En dag 1 en dag 7 is 'n Sabbat. Onthou in Deuteronomium 16 vers 3 tot 4, en herinner Moses vir die kinders van Israel oor Abba Vader se bepaalde afsprake net voor hulle die beloofde land gaan. En dan sê Moses ook, jy mag geen gesuurde brode eet nie. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode daarby eet. Brood van die ellende. Want baie haastig het jy uit Egipte land uitgetrek, sodat jy al die dae van jou lewe, die dag van jou uittog uit Egipte, in gedagtenis kan hou. En daar mag by jou 7 dae lank geen suurdeeg in jou hele grondgebied gesien word. Paulus sê dit in die Nuwe Testament, sê ook in 1 Korintiërs 5 vers 8, laat ons dan fees vier, nie met die ou suurdeeg of met die suurdeeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Dan, die eerste en die 7de dag weet ons is Sabbate. Abba Vader sê, op die eerste dag moet daar vir julle 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. Op die 7de dag moet daar 'n heilige vierdag wees. Geen beroepswerk mag julle doen nie. So reg hierdie woord is daar 2 soorte Bybelse Sabbatdae, naamlik die gereelde weeklikse 7de dag of Sabbat, wanneer ons is almal bekend met dit. Dan kry jy ook die Sabbate op Abba Vader se fees, ook genoem die groot of hoë of high Sabbaths,
wat altyd deel van Abba Vader se feeste was. So volgens Abba Vader se woord was Pasga op 14 Aviv en die eerste dag van ongesuurde brode was op die 15de en die 15de en die laaste dag, die 21ste was High Sabbaths. So, nou dat ons dit alles verstaan en gekyk het na die profesie van Yeshua oor 3 dae en 3 nagte, kom ons kyk hoe pas alles in mekaar. Kyk na die volgende prentjie wat hier agter gaan verskyn. Onthou of hier nou gaan verskyn. Onthou ook dat Abba Vader se dag volgens sy kalender met sononder 6:00 begin en geëindig het. 13 Aviv in Yeshua se tyd, in die jaar wat Yeshua gesterf het, was die 13 Aviv 'n Dinsdag aand gewees. Dis die dag voor Pasga, die 14de Aviv. Met ander woorde, dit was op Dinsdag die 13de Aviv dat die disippels, Johannes en Petrus, die spesiale maaltyd gaan voorberei het wat hulle Messias hulle na toe gestuur het in Jerusalem, wat baie van ons noem die laaste avondmaal. En dit is selfs omskep in 'n kerklike sakrament wat nagmaal genoem word. Maar die laaste ete of laaste maal wat Yeshua en sy disippels geëet het, waar hy ook hulle voete gewas het, word genoem in Hebreëus Seudah Mafepket, wat beteken die laaste ete of die last supper. En hierdie laaste maaltyd of last supper het vir Yeshua gegaan oor die herdenking dat dit inderdaad nie al die kinders van Israel was wat deur Abba Vader se hand in Egipte in gevaar was vir die dood nie. En ek herhaal, hierdie laaste ete saam met Yeshua, the last supper, het vir Yeshua gegaan oor die herdenking dat dit inderdaad nie al die kinders van Israel was wat deur Abba Vader se hand in Egipte in gevaar was vir die dood nie, maar slegs die eersgeborene seuns. Ons weet Yeshua is die eersgeborene van Abba Vader. Die eersgeborene van Abba Vader in die vlees. En die eerste om op te staan uit die dode. Dit sien ons in Kolossense 1 vers 13 tot 18. Gaan lees ook gerus Eksodus 22 vers 29, Numeri 3 vers 13, Romeine 8 vers 29 en Hebreërs 1 vers 6, oor die eersgeborenes wat alles na Yeshua verwys. So Yeshua het die aand voor hy gekruisig is 'n spesiale maaltyd saam met sy disippels gehou. En dis die naam laaste aandete of last supper. Hoor gou mooi. Was dit die laaste ete wat gehou was voor die Pasga ete wat eers die volgende aand geëet is, of gaan hierdie net oor die laaste ete van Yeshua? Kan ek dit weer haal? En mag die wat hoor. Was dit die laaste ete wat gehou was voor die Pasga ete? Want dan is 'n voorbereidingsdag. Was dit die laaste ete voor die Pasga ete wat ons weet wat eers die aand 6:00 15 Aviv gebeur het? Was dit die laaste ete wat eers die volgende aand geëet is? Die volgende maaltyd was geëet was op die Pasga maal die 15de. En dalk vas Yeshua se disippels op hierdie dag van dit is mos voorbereidingsdag. En is dit dalk moontlik dat dit ook 'n voorbereidingsdag is geestelik? Ek meen as jy daaroor dink, na die laaste maal saam met Yeshua, wie het iets geëet? Nie Yeshua nie. Yeshua het nie weer iets daarna geëet nie. Maar besluit jy en mag Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, ons in die waarheid lei. Yeshua het vir ons gesterf, sal ek en jy vir hom lewe. Mag ons waarlik voorberei vir hierdie afspraak wat Abba Vader binnekort met ons het. So op die 13de Aviv, Dinsdag, het Petrus en Johannes die laaste maal gaan voorberei. Dit is egter nie op 13de Aviv geëet nie. Dit was eerder na sononder, aan die einde van die dag van 13 Aviv, die begin van die nuwe dag wat 6:00 begin het, die 14de Aviv geëet, enige iets tussen 7:00 en 8:00, 9:00 die aand. Met ander woorde, dit is geëet as die eerste maaltyd van die volgende dag, Woensdag die 14de Aviv. Onthou die begin van 'n nuwe dag is net na sononder. Met ander woorde, die maaltyd was
was laaste aandete genoem, is gewoonlik in die eerste uur van Pasga geëet. En dit is hier waar Yeshua sê ons moet dit herdenk, maar meer daaroor ook bietjie later. Ons gaan bietjie meer kyk hoekom Yeshua hierdie brood breek en die druiwesap en hoekom sê ons moet dit herdenk. Let wel, hierdie laaste maal was nie die tradisionele Pasga sedermaaltyd nie. Daardie maaltyd moes nog kom, want onthou daardie maaltyd word nie geëet tot die einde van Pasgadag nie en saam met die lam nie. En die oomblik as die fees van ongesuurde brode aanbreek, word dit geëet. So na die laaste maaltyd saam met Yeshua, het Judas Yeshua verraai en kort na middernag word Yeshua gearresteer. Dit was alles op Pasgadag, die 14de Aviv. Ons weet, na die vroeë oggendure, 'n bietjie voor sonop word hy deur die Sanhedrin, die Sanhedrin, wat die hooggeleerdes is bo die Fariseërs. Hy word deur hulle verhoor en skuldig bevind aan godlastering. Dit is nog steeds op Pasgadag, 14de Aviv. Nadat die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus sy doodsvonnis bevestig het, word Yeshua gegesel en dan deur Romeinse soldate aan die kruis vasgespijker 9:00 die oggend. Dit is nog steeds Pasga, Woensdag 14 Aviv, vroegoggendure. Yeshua het gesterwe om en by 3:00 daardie middag, Woensdag 14 Aviv. Onthou, almal het op daardie dag hulle lamme voorberei dat hulle dit die aand kon eet. En hoor gou, op hierdie dag wat Yeshua gekruisig was daar ongeveer 250.000 skape geslag tussen 9:00 en 3:00 daardie middag. Dis nog steeds Pasga, die 14de Aviv, want die son het nog nie ondergegaan nie. Daar was baie bloed in Jerusalem, en terwyl dit alles gebeur, haas die vrou hulle om die Romeinse soldate te oortuig om Yeshua, nadat hy 3:00 gesterf het, sy lijk van die kruis af te haal om hom dadelik te gaan begrawe. Want anders sou sy lijk vir meer as 24 uur blootgelê het, omdat dit die Sabbat sou aangebreek het. En hoor gou wat sê Abba Vader in Deuteronomium 21 vers 22 tot 23. Abba Vader sê, en as in iemand 'n sonde is wat die doodstraf verdien en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lijk nie aan die paal oornag nie. Maar jy moet hom sekerlik die dag nog begrawe, want een wat opgehang is deur God vervloek, en jy mag jou land, wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie. So die vroue was verlig toe die soldate Yeshua se lijk afgehaal het, en dan word Yeshua begrawe voor die son sak. Dit gebeur nog steeds alles op die Pasgadag, die 14de Aviv, wat 'n Woensdag was. 6:00 daardie aand breek die nuwe dag aan, die 15de Aviv, die fees van ongesuurde brode, die eerste dag. En ons weet die eerste dag is 'n Sabbat. So die donderdag was 'n Sabbat. Maar kan ek gou weer vra en dink daaroor? Was hulle nie veronderstel om die Paasmaaltyd op Pasgadag te eet nie? Nee, en ons het dit geantwoord. Tot baie mense se verbasing is Abba Vader se opdrag dat die Paasmaaltyd na donker geëet moes word, aan die einde van die dag, en die begin van die nuwe dag, die 15de Aviv. Met ander woorde, met die aanbreek van die nuwe dag, die 15de Aviv, en Abba Vader het gesê in Eksodus 12 vers 8, hulle moet die vleis in dieselfde nag eet, wat die 15de Aviv is, oor die vuur gebraai saam met ongesuurde brode en bitterkrye. Dit beteken die dag het verander van Woensdag die 14de na daai 15de, daardie aand, en dis die eerste dag van die fees van ongesuurde brode. En is reg, die Paasmaaltyd word tegnies nie op Pasgadag geëet nie. Dis die eerste maaltyd van die nuwe dag op die fees van ongesuurde brode, want hulle het die lam geëet saam met ongesuurde brode. So, hoekom? Want dit is presies soos dit in Egipte was. Hulle het die Pasga maaltyd geëet die aand, en omstreeks middernag het al die eersgeborenes in Egipte gesterf as hulle nie Abba Vader in geloof en gehoorsaamheid gedoen soos wat hy gesê het, om die bloed op die deurkosyne te sit nie.
Nou ons het gesien die eerste dag van ongesuurde brode, Abba Vader se tweede fees was heilige Sabbat. En daarom lees ons in die evangelies dat daar 'n ywer en 'n passie was van die vrouens om Yeshua voor donker te begrawe, voor die dag van Pasga verander na die fees van ongesuurde brode, wat 'n Sabbatdag was op die donderdag. So kom ons vat dit alles saam in Yeshua se tyd. Pasga, Abba Vader se eerste fees, was op Woensdag die 14de Aviv. Yeshua is gekruisig en het gesterwe Woensdag 3:00 die middag die 14de Aviv. Yeshua is begrawe net voor die 15de aanbreek, 6:00 daardie aand, waar die fees van ongesuurde brode aangebreek het, wat 'n high Sabbath is. Volgens geleerdes het die vrouens die Vrydag, daai donderdag was toe 'n high Sabbath, en dan volgens geleerdes het die vrouens die Vrydag speserye gaan koop en reg gekry vir Yeshua se liggaam, om Yeshua se liggaam die eerste dag van die week wat die Sondag is, mee te bewerk. Is dit dalk hoekom dit 'n goeie Vrydag is? Ek weet nie. Die Saterdag was die normale Sabbat, en in die aand of vroeë oggendure van die Sondagoggend het Yeshua opgestaan uit die dode, wat beteken sy profesie is vervul, waar hy self sê in Matteus 12 vers 39, soos Jona 3 dae en 3 nagte, 3 dae en 3 nagte, 3 dae en 3 nagte in die buik van die groot vis was, so sal die seun van die mens 3 dae, 3 nagte in die hart wees. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Vader, ek bid vir helderheid, ek bid vir u waarheid, ek bid dat u ons sal leer aangaande u woord. Dieper en dieper wil ons delf en ons wil u waarheid leer. Kom Ruach, kom Heilige Gees, leer ons meer en meer van u waarheid. Ja Vader, ek bid dat ons in gehoorsaamheid sal reageer, en Vader, ons sien so uit na hierdie uitnodiging, hierdie afspraak wat u met ons het, oor hierdie feesseisoen van Pasga. Ja Vader, ek bid vir u manifesterende teenwoordigheid. Come have your way in our lives. Ek bid dit alles in Yeshua, HaMashiach se naam, die seun van Yahweh. Amen. Shalom.